Ons tekstgedeelte vanoggend is Markus 10, hier vanaf vers 32 tot en met vers 45. Ons is besig met 'n 40 dae reeks met die tema op pad. En vanoggend kyk ons na die tema op pad na Jerusalem. En ek wil so 'n paar gedeeltes net lees uit die teks uit. Hierso vers 36 sê, "Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" het hy vir hulle gevra. Dis nou Jakobus en Johannes wat hier met die Here praat. Hulle het hom geantwoord: "Wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit, die een aan die regterhand en die ander een aan U linkerhand." En dan hier van vers 43, "Maar julle moet nie so wees nie. Elkeen julle kring wat groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet almal se dienaar wees. Die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense." Ons het in die 40 dae die metafoor van brood wat ons breek, want dis juis met die Emmausgangers, met die breek van die brood, dat die medereisiger Kleopas en sy medereisigers, die disippels se oë oopgegaan het en Jesus raak gesien het in hulle lewe. En vanoggend gaan ons brood breek en ons gaan dit vir mekaar in die bank gee met die woorde: "Ek is omdat jy is." I am because you are. Baie bekende beginsel van Ubuntu wat eintlik beteken: jy gee vir my betekenis aan my bestaan. Ek bestaan ter wille van jou. As 'n mens gaan kyk na die gedeelte, dan is dit dat die Here by 3 geleenthede sy dood aankondig in die boek Markus. En die teksgedeelte wat ons vanoggend lees het, is die 3de geleentheid waar Jesus dan ook sy dood aankondig. Jesus is baie eerlik met sy disippels oor die pad wat vir hom voorlê, die opdrag waarmee hy besig is. En hy's nie besig om sy swaar kry of die seer van die pad te ontken nie. Maar dit wil voorkom asof Jakobus en Johannes nie regtig insig het in dit wat die Here met hulle deel nie. Daarom is dat hulle praat oor ereplek in die hemel. Hulle sien Christus se koninkryk as 'n fisiese koninkryk, amper dieselfde as die keiser in Rome. En dan kom die Here en hy kom herinner om te sê, maar hulle is daar om te dien en nie om gedien te word nie. Ons het dikwels 'n prentjie van wie God is en hoe ons na die Here kyk. En dikwels is hierdie prentjie anderste as die Here se pad wat hy vir ons wys. En daarom sien ons dan in hierdie gedeelte dat hulle die Here heeltemal verkeerd verstaan, omdat hulle hierdie prentjie in hulle kop gehad het van 'n fisiese koning, 'n koning wat bevryding sal kom bring met mag en heerskappy. En daarom om te sê ons wil sit aan die linker en die regterhand van U, gaan eintlik oor mag. En dan kom die Here in die gedeelte en hy sê, nee, maar julle is daar om my te dien. En hierdie antwoord wat die Here vir hulle gee, word ons dikwels ook ontbloot in die opsig dat ons baie keer ook wil besluit wie saam met ons dan ook op hierdie reis mag wees. Ons kan dit vergelyk met 'n bus. Gewoonlik wanneer ons sê maar 'n roete beplan om blomme te gaan kyk aan die Weskus, is dit dat mense baie keer dan eers sou vra, maar wie's die ons? Wie gaan almal saam? En die oomblik as jou vriende nie saam gaan nie, dan is dit dat mense baie keer geneig is om terug te trek, of baie keer die opmerking om te maak om te sê, maar ons dink nie hierdie persoon gaan inpas binne die groep nie. En so is dit dat ons dikwels dan ook besluit wie mag deel wees, wie mag insit in hierdie bus en wie mag deel hê in die koninkryk van die Here. Ferdinand Daes het 'n woord gebruik deur te sê die woord waarheid is 'n verhoudingsbegrip. Hy sê dit slegs binne die raamwerk van verhoudings dat die roete na waarheid gevind kan word. As ons gaan kyk na hierdie roete, sien ons Jesus op pad na Jerusalem, hy is op pad na die kruis, en hy wil vir sy disippels leer dat sy lewe is 'n lewe van diens en opoffering, en daarom dat hy dan ook sê dat ons hom ook sal dien, en dat ons getrou sal bly
deur saam te stap op hierdie pad, wat ook Jesus se pad vir ons lewe is. Wanneer ons herinner word om kruis op te neem en kruis te dra, ook in gemeente opset, is dit natuurlik so dat ons nie eeners is nie. En daarom is dit dat ons as Christene geleer moet word om met deernis en geduld na mekaar te luister, al beteken dit dat ons verskillend dink oor die lewe. Rick Warren skryf die woorde deur te sê, God teaches us to love by putting some unlovely people around us. So gemeente wees is ook waar die Here unlovely people in ons midde bring en vir ons eintlik leer om 'n pad met mekaar saam te stap, om mekaar te bedien met God en met God se waarheid, en in hierdie ontdekking dan te besef van hoe die Here met elkeen van ons op pad stap. Daarom lees ons in Filippense 2 vers 2 tot 5 dat Paulus sê dat ons eensgesind moet wees, en eensgesind is natuurlik nie om eeners te wees nie, maar een in hart, een in liefde, een in strewe. Dietrich Bonhoeffer skryf in 'n boek Life Together, sê hy, he who loves his dream of a community more than the Christian community itself becomes a destroyer of the latter, even though his personal intentions may be ever so honest and earnest and sacrificial. So wat hy daardeur kom sê is dat ons moet leer om elke gemeentelid lief te hê en nie ons eie waarheid skep van hoe lyk die gemeente nie. Want is dikwels wanneer dit anders uitspeel as die denkbeeld wat ons het oor hoe lyk hierdie ideale gemeente, dat ons opnigter is en dikwels dink dat die kerk gefaal het. En eintlik word ons opgeroep om te bedien en om in diens ook van die Here te wees. So as ons praat van vanoggend op pad wees, is dit om op pad te wees ook saam met die Here op sy leidingsweg deur mekaar te dien met God se liefde. Kom ons bid saam. Here, wil U vir ons seën en wil vir U vir ons lei tot eer van U naam. Amen.